Huisbesoek. Taileen klim rustig in haar bed, kruip agter haar man se warm rug in. Sy dink aan haar geliefde seun, Ben, wat die lang naweek saam met sy vriende na 'n kampterrein is. Langs 'n rivier, met die uitsluitlike doel om kanoe in skuimende rivierwaters te ry. As ma is sy maar altyd besorg oor hom. Hierdie seun van haar met sy wye, lagende mond, opgewondenheid oor die lewe en ewige optimisme oor alles wat uitdagend is. Sy het dit nog altyd van hom bewonder. Hierdie kind se volhardende geaardheid, veral na die afsterwe van sy boesemvriend, 'n vriend wat nader as 'n broer vir hom was. Hulle het alles saam gedoen, vandat hulle baie jonk was. Hoe sy kosbaarste vriend saam met hom op die bed kom sit en met hartseer, liefdevolle oë aan hom die hooplose prognose verduidelik het. Daar was tekens dat alles nie pluis was nie. Die moegheid, gewigsverlies en toenemende liggaamspyne. Maar hulle het dit toegeskryf aan die uitdaging van voltydse studies. Die druk om goed te vaar en dit daar gelaat. Hy was immers jonk en sodra die studies verby was, sou hy weer sy ou self wees. Pynmedikasie en oefeninge om die stres onder beheer te hou was die oplossing. Die gedagtegang van jong, hoopvolle harte. Dit was te laat om enige behandeling te ontvang, toe hy uiteindelik mediese hulp gaan soek het. Sy weet dat Ben homself op 'n baie diep en donker plek bevind het, nadat sy geliefde vriend Herman nie meer daar was om leë ure saam mee te vul nie. Hoe hy net in sy kamer sou bly. Die luid, gebruikelike lag vir wie weet hoe lank afwesig. Nie gepraat wat binne-in hom aangaan nie. Het hy homself verwyd? Heel waarskynlik. Was daar 'n krater van onmeetbare verlies in sy jong siel? Absoluut. Sy wou haar kind se las wegneem, self dra as sy kon. Sy het na hom probeer uitreik, maar hy sou slegs wegloop, stil soos 'n graf. Maar daar was net een dag waar sy die gewaarwording gehad het dat daar 'n keerpunt in sy hart was. Hy het nuwe vriende na die huis genooi, naweke saam met hulle gaan kampeer. Haar moederhart het gejubel. Uiteindelik het sy lewe aanbeweeg. Kon hy die verlede agter hom sit. Al sou hy nooit sy boesemvriend vergeet nie. Sy word skielik bewus van 'n geweerskaf in sy kamer. Sy staan op, maak die deur oop en sien 'n jong lyf gebukkend voor sy bed staan, besig om vuil wasgoed op die vloer
uit te gooi. Modderige, nat klere. Hallo my kind, wat 'n verrassing. Nie verwag om jou so gou terug by die huis te hê nie. Is alles oukei? Hy draai om, gooi sy arm om haar, gee 'n behoorlike druk. Ja, natuurlik ma. Net gedink, ek is so baie keer van die huis af weg, dat ek al bietjie skuldig begin voel het. So sommer vir die ouens gesê dat ek 'n dag vroeër wil terugkom om tyd saam met my ou Nana deur te bring. Of wat sê ma? Sy hoor die goedige gespot, warm toon van sy jong stem. My genigtig my kind, nie gedink jy sal ooit aan my, jou mollige ma dink nie. Hoe was jou kort naweek? Sommer baie van. Ek en die ouens was omtrent die heel tyd in die water. Ma kan mos sien hoe die klere lyk. Hy wys na die hoop klere op die vloer. Vertel my liewer van ma. Hoe gaan dit met ma? Ek vra nooit nie. Ma hoef nie oor my te bekommer nie. Ek is op die beste plek waar ek ooit in my lewe was. Vreemd genoeg, heeltemal gelukkig. Daar is altyd 'n nuwe oop deur wat die lewe beter maak. Ek weet dat die beste nog voor lê. Mens moet aanbeweeg, al is dit ook hoe moeilik. Maar weet dit, né? Al hierdie woorde uit die bloute, totaal en al onverwags. Sy besef dat hy die deure van die diepste kerkers in sy jong gees oopmaak na die grootste sielspyn van sy hart verwys. Maar amper onverklaarbaar sien sy ook die wye, glimlaggende mond, skitterende oë. Hy lyk so gesond, gaan die wondergedagte deur haar verstand. So verheug dat hy nou op so 'n goeie plek in sy lewe is. Wat meer kan 'n ma vir haar kind vra? Dit waarvoor sy so lank gebid, eintlik gesmeek het. Nou ja, ma, as ma nie omgee nie, gaan ek nou eers in die bed klim. Ek sal môreoggend stort. Ma weet mos hoe dit is. Dit was lekker om nou met ma te gechat het. Ek sê dit nie baie nie, maar ma weet dat ek vir ma lief is, né? Die oomblik van liefdesverklaring is kosbaar, bo korale, bo aardse skatte. Ja, natuurlik my kind. Jy kom mos so laat slaap as wat jy wil. Jy gaan mos eers Dinsdag terug kampus toe. Sy gaan vorentoe, plant en soen op sy jong, warm voorkop en maak die slaapkamerdeur toe. Toe sy die elektroniese wekker op die bedkassie sy geskree hoor en uit 'n diep slaap
wakker geskit word. Sy sit penoorent in die bed, wat haar toevlug geword het om van die pyn, herinneringe weg te kom. Die dag wat die polisie aan hulle voordeur geklop het om mee te deel dat Ben verdrink het, alleen in sy kanoe in stormwaters. Te lank onder die water was om hom 'n kans op lewe te gee. Hoe mediese personeel, sy vriende, alles in hulle vermoë gedoen het om die asem, hartklop in die jong liggaam terug te ruk. Nou het hy haar kom besoek, al was dit net in 'n droom, wat sy so broodnodig gehad het om aan te beweeg, die een voet voor die ander te sit. To tell that there is always a new beginning, an open door to hope, to eternity.